Be strong. Jou woorde is soos 'n stuurwiel wat jou hele lewe dra. Met jou woorde kan jy lekker kry of groot verwoesting sal. Jou woorde gee jou dadelik weg. Dit vertel as jy goed of sleg. Jy moet maar versigtig vorm. Anders praat jy jouself tot in 'n donderstorm. Voorsitter, ons almal weet dat dit baie maklik is om te praat. Jy moet letterlik net jou mond oopmaak en tada! Ongelukkig besef min van ons die verantwoordelikheid om woorde reg te gebruik. Om een of ander onverklaarbare rede het ons woorde begin gebruik wat nie meer speel wie ons regtig is nie. Vandag ben ek oortuig dat vir elke woord so stief is daar 'n alternatief. Kom ons kyk eers na die stiewe uitdrukkings van ander tale wat in ons Afrikaners se woordeskat besluit het. Eish, hulle sê ons te cool en awesome om soos 'n trapsiekie op 'n smartiebox te klik. Julle weet waar die woord awesome in Afrikaans vandaan kom. Dit kom van die Pretoriaaners wat so verskriklik oorrol. Die donnies met stronthuise van wolfesdooi. Ja, hulle. Vir daai donnies is alles awesome rowend. Toe raak dit later net awesome. In die student, die nuusblad van Noordwes Universiteit, was daar op 6 Mei 2019 'n artikel met die opskrif "Kom ons leen van mekaar se kulture". BA kommunikasiestudent Alet Jansen van Rensburg skryf dat sy dit geniet om te sien hoe dat Suid-Afrikaners by mekaar se kulture leef. Volgens haar getuig selfs ons taalgebruik van ons interafhanklikheid. Bitter min van ons kan werklik die konsep in ons koppe oordra sonder om 2 of 3 tale te gebruik. Ek sê, stop die bus net hier. Vir elke slangwoord is daar 'n alternatief. In plaas van cool kan jy sê, komkommer cool. In plaas van, ag, dis so cute, sê jy, is dit nou poenetjies of wat? Wie wil nou praat van mekaar se state, as jy die woord knor kan gebruik? Daar is soveel oulike alternatiewe. Dan, dames en here, moet ons eenvoudig kyk na alternatiewe woorde vir gewilde kragwoorde. Baie kinders dink dat jy moet vloek om in te wees. As jy die alternatief voorstel, dink mense jy is altyd naïef. Ek dink egter die vloekprobleem begin meeste van die tyd as die kind nog piepklein is. Hoeveel video's van klein kindertjies wat vieslik vloek word nie op sosiale media aangestuur nie. Dan wil mense hulle doodlag. Ek praat nou byvoorbeeld van 'n klein seentjie wat gevra word hoe sy dag was. Hy antwoord deur sy dag met die F-woord te beskryf. Nou kyk, snaaks is dit verseker snaaks. Maar dit moet glad nie meer snaaks wees as daai seentjie oor 10 jaar nog dieselfde antwoord gee nie. Dan gaan die hele wêreld in 'n wenkbroue lig of ander pad kyk. Dan is dit nie meer effens snaaks nie. Op www.psychologytoday.com, 'n webblad waar jy kinders kennis deel en raad gee. 12 Mei 2019 skryf Dr. Neil Burton dat baie mense vloek omdat hulle graag iets so kragtig as moontlik wil beskryf. Ek sien saam met hom. Ek dink jy is lekker lui en onkreatief as jy nie 'n behoorlike beskrywing kan uitdink nie. Ons taal spog met ongelooflike lekker, kragtige beskrywings wat ver van vloekwoorde af is. Maak eerder video's van jou kind as hy 'n beskrywende kreatiewe woord bekom. Hoe was jou dag, my kind? My dag was konfyt lekker. Laastens wil ek kyk na negatiewe woorde. Almal van ons word onskuldig gebore. Ingebore in jou hart is 'n stukkie positiewe hemel. Ongelukkig groei ons op in 'n wrede, onnaakbare wêreld. Voor jy jou kan kry, uiter jy onwillekeurige woorde soos ek kan nie. Daar is baie redes voor. Miskien voel jy bang. Ek kan dit baie goed verstaan. Ek was al baie keer so bang dat ek kliphard wou skree dat ek nie kan nie.
Soms was ek blootskaam of lui. Ek kan nie nooit vir hulle uit van die mamma, ek het huiswerk. In die boek Wenplan vir jou kind se lewe, Koem Uitgewers 2014, skryf sportsielkundige en lewensafrigter van Pretoria, Janie Bitter, dat 'n kind sy eie selfvertroue kan bou deur daagliks motiverende woorde vir homself te sê. Hierdie woorde moet egter versigtig gekies word. Vra jouself byvoorbeeld af wat jou goeie eienskappe is en wat jy graag in die lewe wil bereik. Skryf dit uit, lamineer dit en maak seker dat jy dit elke dag kliphard lees. Onthou, woorde is verniet. Dit is hoe jy dit gebruik wat jou dier kan kos. Enige ek kan nie gedagtes word dan doelbewus verander na 'n ek kan, ek wil en ek sal alternatief. Voorsitter, ek som op. In plaas van stiewe indringende woorde, moet ek en jy kies om suiwer Afrikaanse woorde te gebruik. En moenie vloek nie, raak jy kreatief as jy jouself kragtig wil oordra. Verander doelgerig alle negatiewe uitlatings na positiewe woorde. Jou woorde is soos 'n stier wat jou hele lewe dra. Met jou woorde kan jy lekker kry of groot verwoesting saai. Jou woorde gee jou dadelik weg. Dit vertel, is jy goed of sleg. Jy moet maar versigtig vorm. Anders praat jy jouself tot in 'n donderstorm. Voorsitter, vir elke woord so stief, is daar 'n lieflike alternatief. Be strong. Strong.